Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Goeiemôre aan al ons luisteraars. Dit is weer tyd vir koffie en kontrakte. En weer eens saam met my hierso is Skalk. Skalk, laasweek was baie interessante gesprekkie wat ons gehad het saam met Yvonne. Pieter Maandag, ja, dit was baie oulik geweest en ek dink ons het 'n baie insiggewende insig gekry ook van Yvonne se kant af oor finansies. Baie goed wat ek nie eens geweet het nie, want hulle deel mos nou nie maar al hulle goed met jou nie, maar al hulle triks nie, maar dit is baie interessant geweest. Ek het nooit geweet as ek 'n lening gehad het en my vrou het nie een nie, dan kwalifiseer jy weer vir 'n lening met volle oordragkostes. Ja. Met kostes. Dit was vir my 'n interessante een. Ek het dit gisterand weer geluister en dit was nogal vir my ook. Dit was baie oulik geweest. Ja, en toe verloor ons Springbok dames met die cricket. Die Protea dames, maar nou ja, hulle het goed gespeel. Maar ja, nee, kyk, dit was vir my ook maar baie hartseer geweest. Dit was hartseer. Maar weet jy wat, ons is dan tweede in die land, tweede in die wêreld, laat ek dit so stel. Yes. Ons is nie eerste nie, ons is tweede. En kom ons haal ons hoed af vir hulle. Hulle het baie goed gedoen. Die hele reeks deur. Dis maar net soos die kaptein sê, sy dink het haar span het nie opgedag die dag met die finaal nie. Ja, ek dink die semifinaal was ons finaal gewees. Dis die groot ding. Nee, dit is so. Ekskuus, ek vat nou nog so 'n slukkie koffie op tussenin. Ja nee, moenie worry, ek gaan myne ook nou doen. Ja, nee, dit was baie interessant. Ja, en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die huiskoopreis wat ons onderneem. Ons gaan 'n bietjie praat oor hoe jy jou huis soek en kriteria kan vasstel, want kom ons wees eerlik. Om huis te koop is nie eenvoudig soos net eiendomme deur te kyk en hoop jy raak verlief op een nie. Dit is baie meer strategies as dit. Ja nee, kyk, ek sê altyd die heel eerste stap wat jy moet doen is om te kyk wat se spesifieke vereistes jy vir jou nuwe huis vas wil stel. Dit moet jy doen nog voordat jy dink watter agent om te bel. So moet jy presies weet wat soek jy in 'n huis. Jy weet, want dit maak 'n groot verskil. Kom ons begin by die basiese. Natuurlik, wat is dit wat jy soek in 'n huis? Ja, kyk, jy moet dit is belangrik om spesifiek te wees. Jy moet jouself afvra, die ligging, waar wil jy bly? Moet dit naby skole of kerke wees? Naby jou werk? Moet dit naby familie wees? Dalk wil jy in 'n stil buurt wees of eerder waar jy 'n bietjie meer energie is. Dit hang nou af van mense. Ouer mense wil wees waar dit stil is. Die jonger wil weer hier daar waar die goeie gebeur. So dit is die vraag wat jy jouself moet afvra. Ja, soos hulle sê, daar waar die vibe is. Ja. Nee. Maar nou ja, dis natuurlik nie net die ligging wat jy ook moet vasstel nie. Jy moet weet hoe die grootte van jou huis, wat natuurlik belangrik is. En dis 'n baie belangrike aspek. Hoeveel kamers benodig jy? Beplan jy om nog kinders te hê? Jy weet, as jy net 2 het, gaan jy miskien 'n tweeling kry, miskien soos my dogter, so hulle het 'n baie groot surprise gekry in die begin van die jaar of in die helfte van die jaar. So jy het spesifieke voorkeure vir leefruimte. Baie mense hou van 'n oopland kombuis en 'n leefarea en daarom is dit vir hulle baie belangrik, jy weet, ensovoorts binne in die huis. Ja, dit is so. Jy weet of dalk as jy 'n buitelewe liefhebber in jy soek 'n groot erf met 'n lekker braaiarea en 'n swembad en kuierplek en al daai lekkernye wat daarmee saamgaan. Daar's ook tye wat jy dinge soos wat jy in 'n stil huis wil wees. Hou jy van 'n moderne mini huis of verkies jy 'n klassieke boerderystyl? Jy weet, 'n klassieke boerderystyl, dit kan nou wees jy wil op 'n klein plaasie bly en jy wil eende, ganse en 2 skape aanhou en 'n bok. So ja, nee, dit kan dalk raserig raak, ja. soos binne in die dorp. Ja. Nou ja, wat van die funksies wat uitstaan? Dinge soos 'n ingeboude swembad, jy weet, groot vensters met baie natuurlike lig,
of selfs dalk moet dit energie doeltreffend wees. Jy dink aan sonpanele, gasstoof of selfs dubbelglas vensters wat die hitte binnehou of die koelte binnehou van die huis. Jy weet, al hierdie aspekte help om jou drome 'n bietjie meer konkreet te maak. Ja, en dan kom ons by die volgende stap. Sodra jy nou jou vereistes in jou agterkop het, en dan gaan ons deur die listings wat in die mark is, deur jou eiendomsmakelaar, wat gewoonlik iets in jou smaak of sy of haar boeke het wat perfek in jou behoeftes gaan pas. Nie dan kontak hy en sy die ander eiendomsmakelaars, en hier gebruik ons die multi-listing systeem, of so ons noem dit die MLS, wat baie omvattende eiendom platform bevat. Want waar ons nou skakel, ons sien nou 'n ding, 'n huis op die webwerf of op ons listingslyste, en dit is byvoorbeeld Pieter Swanepoel het die huis in die mark as agent A, as agentskap nommer A, en ek is by C, en nou wil ons onderhandel ons met mekaar, hoor ek kan ek gou daai plek vir jou kom kyk, want ons het die ooreenkoms laat op multilisting mag ons mekaar uithelp om die goed te verkoop. Onthou, dis nie vir ons nie, dis vir die verkoper om hom gelukkig te hou, want die plek so vinnig as moontlik vir hom te kry of verkoop te kry. Ja, natuurlik. Die MLS is 'n fantastiese hulpbron. Dit is natuurlik 'n groep van so 20 tot 30 agentskappe wat saam hulle listings, soos wat ons dit noem, beskikbaar stel aan mekaar, en dit vorm dus 'n soort van databasis van eiendomme wat gelys is en wat dan aan al die agente in daai agentskappe beskikbaar is. En dan wat enigeen van hulle kan moontlik ooreenstem met jou spesifieke kriteria wat jy vasgestel het toe jy na jou agentskap toe gegaan het. En dit gee vir ons 'n groot voordeel om vinnig en akkuraat te soek na huise wat in jou raamwerk pas. Ja, nou dat jy deur die lyste gegaan het en die top kandidaate uitgesoek het om by ons lekker te deel, eiendomsbesigtiging, ons reël vir jou die tyd, neem jou deur die eiendomme. Ook hier waar die eiendomsmakelaar se professionele insigte met jou gedeel word oor elke eiendom. En dan moet ek ook sê, hier's baie van die eiendomsagentskappe wat nie op die multilisting is nie, en hulle is nie bereid om met ander saam te werk. Sou hulle met jou saamwerk, dan is dit 'n groot beklei, want hulle wil die ding self verkoop, en dit is nie wat by ons die geval is nie. En sou jy hom natuurlik in 'n blik druk en sê, nee, maar ek het 'n kliënt vir hom, dan sê baie van hulle het al vir my gesê, maar gee jou kliënt vir my, dan verkoop ek die plek aan hulle. Dit is nie heeltemal eties nie. Dit, soos ek net ook gesê het, ons gaan om die koper of verkoper happy en gelukkig te hou. Ja, nee, jy moet altyd jou kliënte baie gelukkig hou, want dit kom altyd weer terug na jou toe. Ja, en dan natuurlik is dit tyd om jou huis te voel en te beleef, of jou moontlike huis te voel en te beleef. Jy kry 'n idee van hoe die spasie regtig voel, hoe die sonlig invloei, en of is dit in werklikheid wat dit aansluit by wat jy in gedagte het. Jou eiendomsmakelaar is altyd daar om natuurlik vrae te beantwoord, of dit nou gaan oor potensiële, groot woord, onderhoudskoste, of selfs oor die omgewing. Natuurlik oor, is dit 'n rustige buurt, is daar baie studente, jy weet, met ons hierso in hierdie areas van ons is daar baie studentehuise, maar nou ja, kom ons kom weg van daai af, en dit is 'n ander hoofpyn vir 'n ander dag. Ja, en na jou besigtiging, dan kom die eiendomsmakelaar by een om van die mees belangrike dele van die proses te gesels, dis terugvoer. Hy of sy luister na jou opinies. Het jy iets gesien wat jou onmiddellik aangetrek het? Was daar dalk spesifieke aspek wat jou afgesit het? En dit kry ons ook nogal baie, veral ek weet nie, jy sal dit ook al kry, Ja. dat
Ou sê, ja, maar dit is 'n pragtplek hierdie, maar die straat is net te besig. Dan wil hy nie die plek koop nie. Maar die straat gaan besig bly. Hy's net besig van 8 uur tot, of van 7 uur tot 8 uur, dan is dit doodstil. En 5 uur, van 4 uur tot 5 uur van die mense huis toe kom, is hy weer besig, daarvan vir sy doodstil. Nou moet dit jou nou negatief maak. Hy, met ander woorde, as 24 uur in 'n dag, 2 ure is die pad besig, so jy 22 uur se stilte. Mens moet daarna kyk, jy weet, dit is nou een van daai goed, of jy bly langs 'n treinspoor en die trein hardloop elke nou en dan daar verby. Ja, nee, kyk, ek dink hierso is maar waar jy jou eiendomsmakelaar se terugvoer ook, want hulle gee ook terugvoer aan jou, moet vertrou en jy weet, dan jy moet maar van hulle gebruik maak. Dis waarvoor ons daarso is. Jy weet, hier is 'n nodige proses, want ons gebruik al jou terugvoer saam met ons terugvoer, weet, om te verfyn om nader aan jou perfekte huis te beweeg. Hierdie manier van werk verseker natuurlik dat jou eiendomsmakelaar op dieselfde bladsy bly en fokus op wat werklik vir jou saak maak. Ja, presies, dit gaan alles oor samewerking. Jou drome en die eiendomsmakelaar se kundigheid moet saamvloei om jou ideale huis te vind. Hierdie proses stap julle elke tree saam met jou, van die begin tot die einde en van die einde af weer terug ook partykeer. Ja, nee. Ons het, dit is nogal 'n redelike werkie as mense dink dit is nie so nie. Ja, dit kan nogal om een persoon te vat, as mens al die tyd wat jy spandeer om een persoon 'n huis te wys, kan dit 'n hele dag neem, as jy al die tye wat jy spandeer, jy weet, kan dit 'n 24 uur job wees. Dit is baie waar. Ja. So, hoe verbeter jy jou eiendomsmakelaar? Ekskuus. En hoe julle mekaar moet makliker ken, maak dat die proses is. En soos ons al baie van tevore gesê het, kommunikasie is baie belangrik. Wees dus eerlik met jou makelaar of eiendomsmakelaar of eiendomsagent as jy dan so wil wees. Hy of sy verstaan dat elke kliënt is uniek en dat elke reis persoonlik is. Ja, absoluut. En onthou, as jy 'n vraag het, of jy wil van die begin van jou huis is 'n speurtog, kontak jou eiendomsmakelaar gerus. Hulle is altyd reg om te help. En ek het nog nooit iemand gesien wat nie lus is om 'n ou te help nie. Dis regtig waar. Ons gaan uit ons pad uit om jou te akkommodeer en om te help met jou soeke na jou eiendom wat jy wil hê en die nodige wat daarmee saamgaan. Ja, Skalk, ek dink mense moet dit so sien, jy weet, dis ons werk wat ons moet doen, nie moet doen nie, maar wil doen. Anderster kon ons jou gelos het, dat jy net op jou eie aangaan. Ja, dit is so, ons probeer dit so maklik en as moontlik maak vir die koper of selfs die verkoper. Ons is besig met die koopproses. So, ja, en dan hiermee gaan ons dan die episode afsluit. Dankie dat julle weer ingeskakel het vir 'n heerlike koffie en kontrakte. Ons drink nie net lekker koffie nie, maar ons gesels ook eiendomme. Tot volgende keer. Ja, geniet julle week verder en bly geïnspireerd op die soeke na jou droomhuis. Totsiens, lekker dag. Totsiens. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor 'n huis se kant toe staan, want te skielik